Okay, julle, so ons begin met analitiese meetkunde. Ons doen veral vandag gradiënte wat loodreg is, waar ons hierdie formule gaan gebruik. So as twee lyne se gradiënte as twee lyne loodreg is die gradiënt as ek hulle maal min 1. En as ek parallelle lyne het, weet ek die gradiënte is dieselfde. So kom ons kyk nou nommer 1 hierso. Nou hulle sê by nommer 1, hulle gee vir my punte en ons met CD in al hierdie somme moet ons CD se vergelyking bepaal. En ons weet ons het y is gelyk aan mx plus c nodig om dit te doen, want almal is reguit lyne, waarvan ons weet dat ons altyd die m moet uitwerk, altyd die c moet vind. En hoe werk ons mos die m uit, kan julle onthou? Die verandering van y is mos die verandering in y oor die verandering in x. En dis ons die gradiënt uitkry. Maar in die geval moet ek CD's in uitwerk en ek het net 1 punt. So dit is onmoontlik om die gradiënt met hierdie formule te gebruik, maar wat ek wel het is, ek weet dat die twee gradiënte, hierdie twee lyne loodreg is. Daarom weet ek dat as ek die twee gradiënte maal, moet dit vir my negatiewe 1 gee. So kom ons begin, ons werk die gradiënt uit van die lyn wat ek nou nie nodig het nie. AB, so ons gaan die gradiënt van AB uitwerk, wat die verandering in y is, oor die verandering in x. Ekskuus, daar is 1. So, hoe verander y? So dit is 4 minus 2 wat plus 2 is, en dan min 2 minus 6 is dan plus 6, so hierdie gee my positiewe 6 op 'n positiewe 4, wat vir my 3 op 2 gee, né? So ons weet nou dat die gradiënt van AB nou 3 op 2 is, maar nou weet ons dat AB en CD is loodreg. So ons kan wel sê, dit wil sê die gradiënt van AB maal die gradiënt van my CD moet mos vir my min 1 gee. Ons weet nou wat AB is. So hierdeur kan ons die gradiënt van CD gaan uitwerk, net al twee kante te deel met 'n 3 op 2. En dit is eintlik baie maklik. Jy vat net hierdie enetjie en jy draai hom om en jy verander sy teken. So hy gaan net min 2 op 3 word. So in hierdie geval het ek nou 'n vergelyking van, en dis nou CD se vergelyking. Y is gelyk aan min 2 op 3x plus c. Nou ons het nou nog nie c nie. So wat ons moet doen is, ons moet 'n punt in vervang. Het ek 'n punt, en ek glo ons gaan 'n punt hê. Ons het punt D hier, wat 1 en minus 3 op 2 is. 1 en minus 3 op 2. Okay, so ons gaan dit gaan invervang, om daai c te kan uitwerk. So x is 1, y is min 3 op 2, so hierdie is min 3 op 2. Ons weet x is 1, plus c, ons gaan c van nou af uitwerk. So c, kom ons vat hierdie oor, gebruik jou calculator hier, dat is 2, ekskuus, julle. Ons bring die 2 op 3, min 2 op 3 oor, dan word dit 'n positiewe 2 op 3, en dan gaan c, ons gaan net alles op c sit, hierdie kant, linkerkant gaan ek maal met 'n 3, so die is min 9, plus, die kan maal ek 4, so dis min 5 op 6c, so my vergelyking is y is gelyk aan, ons het die gradiënt hierso, van min 2 op 3x, en ons het die c uitgewerk van min 5 op 6. Okay, julle, so kom ons kyk na nommer 2. Nou, nommer 2 is twee parallelle lyne. Wat nou lekker is, dat ek met CD se gradiënt obviously kry om die vergelyking te bepaal. Ek het niks nie, behalwe 'n punt op CD, maar AB is parallel. So ek gaan die gradiënt van AB moet uitwerk, want as ek AB se het, wat weet ons van parallelle lyne? Die gradiënt is gelyk, so AB is die verandering in y, hierdie keer gaan ek maar 2 en 1 gebruik, en oor die verandering in x, so y2, 3 minus 5, wat 'n plus 5 is, op, x, so ons het by 3 begin, so dis 2 minus 2 wat plus 2 is, so hierdie is 8 op 4, so ek het 'n positiewe gradiënt van 2. Maar nou weet ons ook, né,
dat AB is parallel aan CD. Dit wil sê die gradiënt van CD is gelyk aan 2. Okay? Onthou, sê vir haar wat jy doen, sê vir jou onderwyseres wat jy doen. Hulle moet dit immers merk. Maak seker hulle verstaan presies wat jy doen. Okay, so nou weet ons die gradiënte is dieselfde. So ek het nou y is gelyk aan 2x plus c. Maar ek kort obviously die c-waarde, dan prop ons 'n punt in. Het ek 'n punt? Ja, hulle gee vir my c. So ons vervang daai punt in waarvan x min 5 is en y min 3. Okay. So die is min 10, min 3 plus c. So as jy gaan uitwerk, die c gaan oor, so c is net 7. So in die geval is dit korrek. So my vergelyking is dan y is gelyk aan 2x, c het ek uitgewerk en hierdie is die vergelyking van CD. Julle, so kom ons begin by nommer 3. Nommer 3 sê vir ons, ons het nie C of D nie, ons het geen koördinate van C en D nie, en dis nou 'n bietjie van 'n krisis, né? Ons weet wel, dis loodreg op mekaar, maar ons gaan die gradiënt van PR nodig hê vir 'n begin. Okay. En dan sê hulle ook vir my dat D die middelpunt is, en julle kan dit sien, die twee lyne is hier afgemerk. So ek neem aan, kom ons begin deur gou D se koördinate uit te werk, want as ek D se koördinate het ek 'n punt op CD, wat altyd belangrik is, né? So ons kan een van twee goed doen, miskien moet ons ook net gou die gradiënt uitwerk van PR, en dit is mos die verandering in y, oor die verandering in x. Okay. So PR, hoe het y verander? Hy van 5 minus 1 is plus 1 op min 2 minus 6. Okay, so hierdie is 6 op min 8, wat net eintlik min 3 op 4 is, né? So, maar nou weet ons ook dat die gradiënt van PR maal die gradiënt van CD gelyk is aan min 1. Want hoekom? Want daar is 'n loodregte lyn daar. Hulle sê die twee lyne is loodreg, so ons weet hierdie vergelyking kan ons gebruik. Het ons PR het PR net uitgewerk, wat min 3 op 4 is, maal die gradiënt van CD, en dit moet gelyk aan min 1 wees, so die gradiënt van CD, ons gaan net albei kante deel met min 3 op 4, maar jy kan dit baie maklik aflei, vat hierdie getal, draai hom om en verander sy teken. So ek weet die gradiënt van CD, so die gradiënt van CD is 4 op 3, maar ek het nog steeds nie 'n punt om in te prop nie. Nou ons korte punt. So ons gaan eers gou D met uitwerk, en hier gaan ons die middelpuntstelling gebruik, want D is die middelpunt. So D is die middelpunt, en hoe kry ons die middelpunt? Dis mos die 2 x'e bymekaar getel, x2 plus x1 gedeel deur 2, as ook die 2 y's bymekaar getel, gedeel deur 2, so kom ons werk dit uit. D is, die 2 x'e is 5 plus minus 1 is min 1 op 2. Ek het nou die y's gedoen, skies julle. Ek moes eers die x'e gedoen het. Min 2 plus 6, alles op 2, en nou die y's, 5 minus 1 op 2, so D is net gelyk aan, hierdie is 4 op 2, en hierdie kant is 4 op 2, okay, albei kant is 4 op 2, so ons weet dat D se koördinate 2 en 2 is, dan lyk dit min of meer reg, sketsie, maar min of meer, ek weet nie, die skets is gewoon nie op skaal nie, maar ek kan altyd 'n goeie indikasie. So nou kan ek 'n punt in vervang, onthou, y is gelyk aan, ons het die gradiënt van CD gekry, wat 4 op 3 is, x plus c. Ons gaan nou hierdie punt wat ons nou uitgewerk het, wat nou 'n punt is op CD in vervang. Okay, x is 2, y is 2, so 2 is gelyk aan 4 op 3 maal 2 plus c. So hierdie is 8 op 3 plus c. Ons vat die 8 op 3 oor, met min 8 op 3 is gelyk aan c. So c is, kom ons sê, hierdie is 6 op 3
8 op 3 en dan gebruik jou calculator. So ek het net C as min 2 op 3. So nou weet ek wat my vergelyking is. I is gelyk aan, so dit wil sê die vergelyking van CD, het ek CD se gradiënt gekry. Ja, ons het hom ons hier gekry as 4 op 3. 4 op 3x plus C, maar dit is min 2 op 3, so is min 2 op 3, en dit is die vergelyking van CD in hierdie sketsie hier. Okay, so kom ons doen nommer 4. Nommer 4, wat het ek? Ek het 2 parallelle lyne. Het ek enige punte? Ek het 1 punt op CD. Ons het AB nodig. Kan ek die gradiënt van CD uitwerk? Ek kan wel die gradiënt van AB uitwerk. Want AB het 'n hoek van 153,435, so ons moet ons 'n inklinasiehoek. So ons kan die gradiënt uitwerk vir AB, want ons weet AB is dan van hierdie 153,435 gaan vir my daai lyn se gradiënt gee, né? En as ek daai tan 153,435 in my calculator sit, kry ek die gradiënt as 4,9999 en dan 88, so ons rondom uit af na 5 toe, 0,5, so dit was minus 0,44, né? So definitief minus, sal ek hier by minus hier invul. Ekskuus julle. So minus 0,5. So as ek die vergelyking van die reguit lyn sou uitwerk het. Ag nee, so die gradiënt, kom ek begin eers daar. So die gradiënt van AB, so die gradiënt van AB is gelyk aan 0,5. Maar AB is parallel aan CD. Daarom is die gradiënt van CD ook 0,5. Minus 0,5, hoe vergeet ek nou van die minusse? Ekskuus julle. En dis 'n negatiewe gradiënt, van die grafiek loop van links na regs, hy's dalend, so ek weet die gradiënt moet negatief wees, né? So, nou moet ek 'n punt inprop, want ek het y is gelyk aan minus 0,5x plus c. Ek het nie c nie, ek moet dit invind, ek moet 'n punt in vervang. Kan ek 'n punt kry? Ek het een hierso. So x is min 2 waar y 0 was. Kan jy onthou nou, want dit is 'n x afsnit, dan is y altyd 0, en dan vervang jy net x en y uit, so 0 is gelyk aan minus 0,5, maal ek met min 2, en dit plus my c, so hierdie is, c is gelyk aan, ek geef my min 1, maar as ek om plus 1, as ek om oorvat word dit dan 'n min 1, so my vergelyking dan is, y is gelyk aan, minus 0,5, wat vergeet ek nou van die minus die hele tyd, min 1, en dit is die vergelyking van die CD in nommer 4.